Matteus 21 vers 22 sê, om heeltemal op God te vertrou, gee krag aan jou gebed. Bid met daardie vertroue en God sal vir jou gee wat jy vra, of dit iets kleins of iets groots is. Jy sien, Jesus is ons geneesheer. Bewyse van hierdie feit word deur die hele Nuwe Testament versprei. Hy het sy hand uitgesteek om 'n melaatse aan te raak, hy het modder aan 'n blinde man se oë gesmeer, hy het sy vingers in die ore van 'n dowe man gedruk en hulle is genees. So hoekom word daar nie meer mense genees nie? Jy sien, die skrywer van Hebreërs het die gelowiges gemaan om op te pas vir 'n bose hart van ongeloof wat kan veroorsaak dat hulle verhard word deur die verleiding van sonde. Volgens Hebreërs 3 vers 12 en 13. Die kinders van Israel is weens hulle ongeloof op 'n dwaalspoor gebring om 40 jaar lank in die woestyn rond te dwaal. Hulle rebellie en ongehoorsaamheid het hulle daarvan weerhou om in die beloofde land in te gaan. So Jakobus, die broer van Jesus, het op sy no-nonsense manier gesê dat iemand wat twyfel nie moet verwag om iets van die Here te ontvang nie. Volgens Jakobus 1 vers 6 tot 8. Besluiteloosheid en onvermoë om besluite te maak veroorsaak ook dat ons onstabiel en wankelend is. Jesus was weens hulle ongeloof nie in staat om baie magtige werke in Nasaret te doen nie, as ons gaan lees in Matteus 13 vers 58. Hulle gebrek aan geloof het sy hande vasgebind. My vriend, moenie Jesus se hande vasbind met jou ongeloof nie. Maar Vader, dankie Here vir u woord. Dankie vir hierdie kosbare les wat ons kan leer vanmôre. Vader, baie dankie dat u ons geneesheer is. Dankie Here dat u ons wil gesond maak en dat u ons wil gee wat ons vra. Ons moet net glo. Ons loof u, ons prys u en ons eer u vir hierdie bemoediging. In Jesus se naam. Amen.